Nou hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Hoe kosbaar om te weet dat die Here se woord vir ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voete is, en as ons die Bybel begin lees, dan leer ons in die eerste plek dat God die skepper is van die hemel en die aarde. Die aarde waarop u en ek tans woon, vriende, is deur God geskape, hy is die eienaar en ons is gaste op hierdie aarde. Die Bybel leer ook vir ons waar sonde vandaan kom en sien ons dat deur die ongehoorsaamheid van die mens sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en al die ellende wat ons tans beleef. Maar ons leer ook vanuit die blaaie van die Bybel dat God vir ons 'n oplossing kom gee het, sy liefde kom openbaar het in sy seun Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n wonderlike Bybelboek. Ek vertrou dat u die woord lees, dat u dit bestudeer en dat u deur die blaaie van die Bybel gestig word en gelei word na 'n lewe van geregtigheid en heiligheid om God in alles te verheerlik. Nou vriende, vanmôre gaan ons 'n bietjie stil staan by die gedagte van wat sê die Bybel oor abortus. U sal sien is ons 65ste aktuele boodskap. En ag vriende, dit is 'n vraag wat ons by moet stil staan. Want ons as kinders van die Here moet standpunt inneem teen die goddeloosheid en boosheid in hierdie geslag waarin ons onsself bevind. Nou as ons die Bybel bestudeer, vriende, dan sien ons in die eerste plek dat lewe kom van God. Hy is die skepper van lewe, hy is die gewer van lewe, hy is die een wat dan ook vir ons in die tuin van Eden alreeds die opdrag gegee het, dat die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou sal aankleef, hulle twee sal een wees, en die Bybel sê hulle sal vrugbaar wees en vermeerder. En ag vriende, by hierdie bevrugting vind hierdie wonderlike skepping van God plaas, waar hy dan ook 'n menselewe gee. U kan gaan lees in Jeremia 1 vers 5, sê die Bybel vir ons dat die Here ons geken het voordat ons in die moederskoot gevorm is. So met ander woorde, hierdie was nie 'n blote toeval dat daar bevrugting sou plaasvind en 'n kind na vore sou kom nie. Psalm 139 praat van God se aktiewe rol in ons skepping en die vorming in ons moederskoot. En dan baie belangrik vriende, lees ons in Eksodus 21 hierdie woorde wat eintlik aangrypend is. Daar staan en as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou stamp, dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik boete betaal, soos die man van die vrou hom dit oplê, en hy moet dit deur die skynsregters gee. Maar as daar 'n letsel is, dan moet jy lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet, brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir 'n kwesplek gee. Met ander woorde, wanneer die Bybel vir ons kom leer oor die saak van hierdie vrugafdrywing of hierdie kind wat dan sterwe, wanneer hierdie mans veg, sê die Bybel lewe vir lewe. So met ander woorde, die doodstraf word opgelê vir iemand wat dan ook hierdie vrug dan laat afgaan, of dan kom ons praat maar van abortus. Ons leef in 'n tyd, vriende, waar mense dink dat abortus is iets wat ek op kan die reg hê om te besluit. As ek nie lus is vir hierdie kind nie, dan kan ek hierdie kind laat doodmaak. En dan is daar nou baie slim redenasies oor wanneer is hierdie fetus 'n mens, en ek het nou al reeds vir u gesê, Jeremia 1:5, uit Psalm 139 en uit verskillende gedeeltes, die Bybel sê daardie persoon wat verwek is in die moederskoot is 'n mens. Ons kan nie daaroor redeneer nie, ons kan nie daaroor redekawel nie, ons kan nie daaroor debatteer nie. Die oomblik wanneer daardie kind geaborteer word, is dit moord. En sê die Bybel ook dat God rekenskap sal eis. Ek het daarom gedink, vriende, ons moenie vra in Suid-Afrika waarom dit gaan soos dit gaan nie. Ons moenie vra waarom gaan dit in die westerse wêreld soos dit gaan nie. In Amerika, in plekke soos Frankryk, Engeland. Ons vermoor kinders by die miljoene in 'n jaar. En ons vra God se seën oor ons land, ons vra God se seën oor ons skole. Vriende, is daar iets fout met ons intellektueel? Is daar iewerste een of ander kortsluiting in ons verstand, dat ons kinders vermoor, dat ons hierdie fetusse verkoop, dat ons in ons boosheid aangaan, en ons dink God moet hierdie land seën? Ek dink daar's iets klinies fout by ons, daar is 'n sondigheid in ons wese, wat eintlik uitroep om vergelding. Daarom wil ek vir u sê, abortus is een van die wreedste dinge wat deur wetgewing goedgekeur word. En dokters wat daarmee besig is, moet hulle gereed maak om die heilige God te ontmoet. Elke kind wat hulle geaborteer het, sal eendag voor God staan en teen hulle getuienis lewer oor die wreedheid en die boosheid waarmee hulle self besig gehou het. Vriende, ek weet wanneer dit kom by abortus is daar baie sentiment.
Mense wat sê, maar wat nou van as 'n vrou verkragt is, of wanneer as daar 'n bloedskande plaasgevind het, kan daardie kind geaborteer word? Luister, as jy lewe gee, kan jy lewe neem. Maar jy is nie die gewer van lewe nie, en hoe hartseer hierdie goed ook is, wil ek vir u sê, 2 verkeerde dinge maak nie een regte ding nie. As 'n vrou verkragt is, en daar vind nog 'n aborsie plaas, is daar dubbele lyding wat hierdie vrou opgelê word. U moet tog nie dink iemand wat 'n kind geaborteer het, gaan skotvry ander kant uit lewe hulle lewe in vrede en in veiligheid en in geluk en in blydskap nie. Daardie moeders vir donkie jare daarna lewe met hierdie frustrasie, dikwels op medikasie, op dwelms, op drank, om hulle gewete stil te kry dat hulle daardie kind vermoor het. Vriende, luister wat ek vir u sê, dan is daar nog die dag van oordeel voor 'n heilige God. Dikwels wanneer aborsies plaasvind, kan die kwaaddoener, die een wat hierdie verkrachting gepleeg het, nie opgespoor word nie. Is daar sekere van hierdie bewyse wat tot niet gaan. Daarom is dit belangrik dat ons sal besef, dat ons nie met twee foute kan dink ons kan een regte ding doen nie. Ons kan nie, wanneer iemand verkragt is, net daardie kind aborteer, so asof dit die kind se skuld is. En dan wil ek vir u sê, vriende, dit is minder as 1% van al die gevalle waar 'n kind geaborteer word weens verkrachting of bloedskande. 99% van die tyd word hierdie kinders geaborteer omdat 'n man en 'n vrou in hulle seksuele boosheid teenoor mekaar ontbrand, en dan moet daardie kind dit ontgeld. Dan moet daardie kind gedood word. En dis die probleem in ons tyd, en die Here sê, hy sal wraak uitoefen oor hierdie boosheid en sonde in die wêreld. Dink u, dit gaan maar soos dit gaan, net omdat ons 'n paar verkeerde besluite gemaak het, 'n paar verkeerde skuwe gemaak het, en miskien vir die verkeerde party gestem het. Vriende, moenie belaglik wees nie. Jammer dat ek vanmôre nou so streng en reguit praat. Ons is moordenaars in hierdie land. Ons vermoor ons kinders in die moederskoot, en selfs deesdae, net voor geboorte, as daardie vrou nou besluit, sy wil die kind nie, word die kinders vermoor. Dit is die hartseer. Die vraag is hy meer kind in die moederskoot, of meer kind buite die moederskoot? Die vraag is net dikwels, ons het soveel boosheid, waarmee ons onsself half in verontskuldig, dat het kom by hierdie saak, dat ons amper half moet oogklappe deur die lewe gaan, en sê, ek wil my nie self daaroor uitspreek nie. Vriende, dit is noodsaaklik om te sien, dat aborsie is 'n sonde, dis moord, en elke dokter, en elke suster, en elke vrou wat met hierdie boosheid besig is, sal voor God rekenskap gaan gee. Die vroue van die vrouebewegings in ons tyd, en die liberale sê, man, elke vrou het die reg op haar liggaam. En vriende, wat van daardie kind? Het daardie kind nie 'n reg nie? Kan daardie kind nie 'n sê nie? En dis die boosheid van ons tyd, waar ons in selfsug dit net laat draai om onsself, en ons eie idee, en ons eie gevoel, en ons eie blydskap, en ons eie vreugde, en ons eie sogenaamde genot. En ek wil vir u sê, niemand kan suksesvol sondig nie. Die duiwel is 'n misleier, hy's 'n mensemoordenaar, hy's die vader van die leuns, en daar is miljoene, daar is legio getuienisse, hoe hy mense mislei het, en hulle sit in hierdie ellende. En ag vriende, daar is net een oplossing. As u miskien vanmôre 'n vrou was wat 'n aborsie gehad het, as u miskien 'n dokter is wat met hierdie boosheid besig is, of 'n suster, dan wil ek vir u sê, ook vir jou, glo dit of nie, ook vir jou is daar 'n oplossing, is daar vergifnis, is daar genade in die dierbare Here Jesus Christus. Een sondaar is nie groter as die ander nie. Ja, ons boosheid kan eskaleer, en ons boosheid kan ons neem na sulke uiterstes, soos aborsies. Maar daar is ook genade, daar is ook vergifnis, daar is ook reiniging in die bloed van die Here Jesus Christus. Daarom wil ek vir jou nooi in hierdie môre. As jy met hierdie boosheid besig is, staan vir 'n oomblik stil. Dink aan die dag van oordeel. Die Bybel sê, daar gaan 'n dag aanbreek waar God die boeke gaan open, en elkeen gaan geoordeel word volgens sy werke. Elke kind wat vermoor word, sal eendag getuienis lewer teen hulle moordenaars. En ag vriende, daar sal 'n dag van geregtelike rekenskap wees, waar God die koring en die kaf van mekaar skei, waar God die bose dinge wat in die duisternis gedoen was aan die lig openbaar, waar God wetgewing wat hierdie boosheid goedkeur. Vriende, gaan die regerders gaan oordeel, want geen regerder kan 'n wet maak wat lynreg teen God se waarheid en se woord is nie. Mag die Here ons genade gee dat ons nie met oogklappe deur die lewe sal gaan,
En as blindes, vriende, ander blindes wil lei nie, maar dat ons die waarheid van God se woord oopmaak, wat die lig vir ons pad, die lamp vir ons voet is, opstaan teenoor hierdie boosheid, ons uitspreek teenoor hierdie goddeloosheid in hierdie land, en dan ook vir mense sê, dat ons moet bekeer tot die lewende God. Mag die Here genade gee, en ag vriende, ek gaan nie vanmôre die detail gee van 'n abortus nie, dit's wreed, dis goddeloos, dis die vergryp van mag van mense, oor 'n skepping van God. En dat God jou vanmôre nog verdra, is genade. En daarom vlug na hom. Daar is vergifnis, daar is genade, daar is reiniging. Vir my wat met hierdie goed te doen kry elke dag, kom ons staan op. Ons staan op vir God se waarheid, nie om ander te veroordeel asof ons beter as hulle is nie. Was nie vir God se genade nie, was ons miskien mense wat dit gedoen het. Maar mag ons die getuienis gee, dat God gee lewe, hy neem lewe. Hy is die een wat ons kunstig gevorm het in die moederskoot. En ag vriende, die oomblik wanneer ons so lewe neem, is ons skuldig voor God aan moord. En dan het ons nodig om vergifnis te vra en rekenskap te gee vir ons dade wat ons gedoen het. Mag die Here genade gee dat ons duidelike standpunt sal inneem oor hierdie boosheid en 'n lewende getuie sal wees vir die Here, sodat ons ook in hierdie land 'n verskil kan maak vir sy naam en sy eer en die feit dat hy die skepper is wat die mens kunstig gevorm het in sy moederskoot. Groete vir u, mooi dag verder.